Okay, goeiemôre julle almal. Steve Hollander weer van Mikra Bediening. Ons gaan vandag bietjie gesels oor die tekens van die tye. En ek glo met my hele hart ons is in die laaste dae en ons moet elke dag leef asof dit ons laaste dag kan wees wat die Here kan kom en ja, so kom ons bid net almal saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons die woord kan glo. Hemel en aarde sal verbygaan. Dit is 'n feit, dis die waarheid. Dit sal verby, nie kan verbygaan, dit sal verbygaan. Maar u woorde sal nooit verbygaan. Dankie dat ons kan vashou aan die woord en aan u beloftes wat ons in die Bybel kry. Dankie dat die woorde wat u tot ons spreek nou wanneer ons die woord lees ook bring u gees en bring u lewe. Dankie dat ons kan weet en vertrou, u is die Here en u het nooit verander nie. Van die begin van tyd af. U woord is gister, vandag dieselfde tot in ewigheid. Dankie dat u die een is wat ons oë open hou, sodat ons kan sien die wonders uit u woord. Ja Vader, ons dankie dat u die een is wat ons verstand ook nou open, sodat ons die skrifte kan verstaan. Ek seën die voorlesing van die heilige skrifte nou, in die naam bo elke naam, ons koning Jesus Christus. Dankie Vader dat ek ook kan vashou aan die belofte dat u is die een wat ons ore oopgemaak het, sodat ons die woord kan hoor, en dankie dat ons die woord kan eet, en die woord kan deel maak, en ons kan leef van elke woord wat uit die mond uitkom, want u woord word in ons hart vreugde en vrolikheid van ons hart. En dankie Vader dat ons in hierdie tyd ook kan vashou aan die woord, en soos wat u beloof met die nuwe verbond, Jeremia 31, Esegiel 36, in Hebreërs 8, wat sê dat die 'n nuwe verbond moet ons maak. Jesus Christus, hy is die mediator of die middelaar van die verbond, en ons dankie dat die verbond is dat u die hart van klip uit ons hart uithaal, uit ons binneste uithaal, en vir ons hart van vlees gee, dat u ons gees weer gebore word, weer uit u Heilige Gees, en dat skep in ons 'n nuwe gees, en die woord sê ook dat u Heilige Gees binne in ons gees sit, sodat ons dan wil, en dan die Heilige Gees skryf dan u woord op ons harttafels, en dis ons gebed Vader, want dit is wat ons gaan voed in hierdie dae wat kom. Soos wat u deur die profeet Amos ook gesê het, daar gaan dae kom waar daar honger in die land aankom, wat mense nie meer Bybels gaan kry nie, wat mense die Bybel gaan soek, maar hulle gaan nie vind nie, want dit gaan verban wees, en dat ons kan vashou aan die woorde wat u reeds in ons harte geskryf het. Ons dankie dat die heel belangrikste is om u lief te hê, met ons hele hart, met ons hele siel, en met ons hele verstand en ons hele krag, en dat ons naaste ook kan lief hê, soos wat u ons lief gehad het. Dankie dat ons ook kan kies om te wandel soos dat u gewandel het, Here Jesus. Want dit bring die vrugte wat u ons Vader verheerlik. Ons sê vir u baie dankie dat ons ook mag het oor al die mag van die vyand. En Lukas 10 vers 19 sê, hy gee vir ons mag oor al die mag van die vyand, so ons bind nou elke duiwel in die naam van Jesus Christus, wat mense se ore wil toe, mense se oë wil toe, en mense se aandag wil aftrek, in die naam van Jesus Christus, bind ons julle vas met die kettinge wat die Here ons gegee het, en ons stuur hulle na die voete van Jesus. Amen. Amen. So, om so 'n bietjie met julle, hierdie is nou nie 'n in diepte studie, mense sal, ek dink hierdie is 'n onderwerp wat 'n mens die res van ons lewe gaan, jy kan 30, 40 jaar in
aan hierdie bestudeer en dan sien jy net nog meer. So ek dink is maar dis 'n onderwerp wat ons self ook moet ondersoek. Ek het nou al die voorreg gehad om net so oor die 21 jaar wat ek nou al die woord bestudeer en ek het nog nie eens, soos hulle sê, ons het maar nog net die punt van die ysberg. Ek dink ons het nog baie wat ons moet ontdek in die woord en begin nou eers basies ons oopgaan. Ons kry baie openbaring in die woord en mense kan baie gesels daaroor. Ek bedoel ons kan, maar wat vir my so mooi is, ons gaan nou daarby uitkom, toe die disippels, Jesus se volgelinge, ons is sy disippels, hom vra, wat is die tekens? Gaan ons deur daai tekens nou gaan, maar op die ou en dan sluit hy af, wat is belangrik? So, ek dink dit gaan julle bless. Nou kom ons spring en ons gaan lees in Matteus 24, julle kan sommer saam my volg, die wat Bybels het, kan ook volg en seker maak, want gepraat van die regte vertaling, ek glo die regte vertaling van die Bybel is die 33-53 vertaling, maar soos ons suster nou genoem het van die AI, die AI het nou erken dat hulle is besig om die Bybel oor te skryf. En hulle wil hom so skryf dat basies al die gelowe kan inkom in die Bybel. Dat hulle 'n Jesus vir die mense aanbied, wat die massas kan aanvaar, wat soos die anti-kris gaan wees, wat basies al die gelowe een kan maak. Want onthou, in die einde van die tyd, wat die anti-kris of die duiwel wil hê, is dat hy die hele wêreld regeer, en dat hy al die gelowe onder hom het, wat basies net Luciferian, Lucifer, wat hulle Lucifer aanbid, Satan, die duiwel, hy het baie name, ek dink in Hebreëus is sy naam Alel, so dit is die Satan, so, ja, ek noem dit maar net vir julle, so dat julle weet, hulle is besig so, as jy 'n Bybel het, hou vas aan die hardebandkoppie, die digitale goed, hulle skryf alles, verander dit aanlyn, jy gaan nog dink jy lees die regte vertaling en dan is dit nou hulle vertaling. So ek sou sê as jy 'n hardeband Bybel het of 'n harde kopie Bybel het, hou vas aan daai ding so ver as wat jy kan, maar daar gaan 'n tyd kom, die Here het dit gesê dat daar 'n vervolging gaan kom, ons gaan nou daarby uitkom, maar en dan gaan hulle basies wat maar hulle gedoen het in die tyd van Romeine die keiser, wat hulle die Christene al die Bybels gebrand het en die Christene lewende gegooi het vir die leeu's in die arena as jy gekyk het hoe die leeu's hulle eet en so en so. Hulle het letterlik die mense die Christene geweldig vervolg. Maar kom ons, en daai was maar net die begin. Jesus ons gaan nou hierso praat. So, en Jesus het uitgegaan, ons lees van vers 1, Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom en hom die geboue van die tempel gewys. Nou ons praat hier van die tweede tempel, wat basies deur die ouens gebou was, wat in, jy weet, na die waar hulle in ballingskap in Babel weggevoer is, en toe weer teruggekom het na 70 jaar. So dis die tempel waarna Jesus gekom het, God homself, want onthou Jesus is God wat mens geword het. So Jesus sê toe vir hulle, want hulle wys toe nou vir hom al hierdie mooi geboue, en hy sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, voorwaar ek sê vir julle, voorwaar beteken maar jy kan maar seker wees, dit wat ek nou vir jou sê, dit gaan gebeur, daar sal hier sekerlik nie een klip, of een steen bo die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En ek dink dit was die disippels geweldig geskok het. Ek bedoel, dis hulle plek van aanbidding. Jy weet, dis hulle kerk. Dis hulle plek waar hulle bymekaar gekom het as 'n volk, as 'n groep mense, as gelowiges. En hier sê
die skepper van hemel en aarde, julle moet maar weet, het gaan alles afgeteken. Toe hy op die Olyfberg gaan sit, toe kom die disippels alleen om toe en hulle vra toe vir hom, vertel, hulle kom na hom toe en hulle sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Want hulle is bekommerd, hulle wil weet, wanneer gaan hierdie goed gebeur? En is presies onthou, nadat hy gesterf het, opgestaan het uit die dood uit, en opgevaar het in die hemel, is dit presies 40 jaar. Ek kan ook so 'n bietjie daaraan raak, wat julle net so 'n bietjie, die wat nou die geskiedenis so 'n bietjie gaan, ek weet nie of julle al gaan kyk het nie, maar daar, dis alles opgeskryf, terwyl mense nog die geskiedenis, want hulle is besig om die geskiedenis op te probeer verander, hoe dit hulle pas, hulle agenda, maar, terwyl jy nog die toegang het tot die geskiedenis, ons het mos nou alles aanlyn, kan jy gaan kyk, die Joodse rabbies en die ouens het alles noukeurig neergeskryf vir 40 jaar. Ons kan eintlik so 'n bietjie meer gesels, ek dink ons sal 'n ander geleentheid maak vir dit, waar ons bietjie gesels oor die feeste van die Here. Die Bybel praat van die feeste, dis nie die feeste van die Jode nie, baie mense raak verward en dink hulle is die feeste van die Jode, dis die Here se feeste. Jy gaan lees Levitikus 23, daar praat jy van die feeste van die Jode en die feeste van die Here. Nou die Here beweeg wanneer dit sy tyd, hulle noem dit sy bepaalde tye, in Hebreëus beteken dit sy bepaalde tye. Hy doen goed op die aarde in sy bepaalde tye, in die hemel. Alles gebeur, wat in die hemel gebeur op die aarde. Nou, dis baie interessant hierdie, want hy beweeg met sy feestyd, en as jy gaan kyk na die geskiedenis, hulle het 'n fees, die Here se een van sy feeste is die versoening, maar is mos 7 feeste, weet jy of julle dit, kom ons noem dit net geop, vir die wat nou nie weet, dis mos die Pasga, wat basies die eerste fees is, dan het jy die fees van ongesuurde brode, die 7 dae, dan is dit eerste vrugte, en dan is dit die een wat is daar een, herinner my gou, die eerste vrugte is dit mos Pinkster, ja. So daai 4, het Jesus kom vervul op die dag en op die uur. Pasga toe hy gesterf het, jy weet die kruis, hy was die Pasga lam wat vir ons geoffer is. Hy is die ongesuurde brode. Ongesuurde brood beteken net, daar is geen valse lering nie. Ongesuurd beteken daar is nie valse lering nie. Dit is absoluut die waarheid. Hy is die waarheid. Dit is wat hy vir sy disippels sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is ook die vervulling van die eerste vrugte uit, opgestaan uit die dood. Dit is die eerste vrugte uit die dood. En toe hy die Heilige Gees uitgestort het, op Pinkster, 50 dae na sy opstanding uit die dood, na Pasga, is dit basies die uitstorting van die Heilige Gees. So daai eerste 4 het in vervulling gegaan, so daar is nog net 3 oor, en dit is fees van trompette, wanneer dit geblaas gaan word, Paulus skryf oor, julle kan gaan lees daaroor, dis 'n hele studie op sy eie, 1 Korintiërs 15, 1 Tessalonisense 4, jy kan gaan lees daaroor, hy praat van die laaste trompet, nou dis hoekom hy weet, Paulus het hierdie goed baie mooi verstaan, ons geliefde broer Paulus, en hy praat van die feeste van die Here as, jy weet, wanneer Jesus kom, dit is die trompet, feest van trompette is wanneer hulle die koning aangekondig het, die koning heers, of die koning is, nou dit is wanneer die koning van alle konings sal terugkom, van hulle die laaste trompet was. Dan is dit die dag van versoening, wat die hoëpriester, Jesus is die hoëpriester, wat vir ons versoening gedoen het, met sy eie bloed, aan die Vader deur die ewige Gees, die Heilige Gees. Dis die dag van versoening, en dan die fees van tabernakels gaan in vervulling, wanneer Jesus basies gaan woon, God gaan met die mens woon, tabernakel by ons, vir 1000 jaar. Maar julle weet al, het seker al gehoor van die 1000 jaar vrederysryk, dit is die fees van tabernakels, wat basies gaan gebeur vir daai hele 1000 jaar. Maar dis die feeste van die Here. Nou, die dag van versoening, net om nou vir julle te vertel wat gebeur het jy kan dit gaan kyk, is in die geskiedenis opgeteken vir 40 jaar. Onthou toe Jesus aan die kruis hang,
toe skeer die tempel se gordyn, daai voorhangsel, wat so dik, was so dik materiaal, van bo tot onder. Want die skepper van hemel en aarde het versoening kom doen met sy bloed, soos van hom af wat daai geskeer is, sodat ons toegang het tot die allerheiligste in sy teenwoordigheid en vergifnis vir ons sonde. Nou, wat so interessant is, vir 40 jaar daarna, wat hulle gedoen het is, op die dag van versoening moes 2 bokke vat. Die een bok het hulle geslag, wat 'n offer is, en die tweede was 'n hulle noem 'n sondebok, wat die hoëpriester se hande op daai bok moes lê, en dan moes hulle hom in die woestyn injaag. Jy het seker al gehoor daarvan. Daai bok moes in die woestyn gejaag word, dan vat hy die sondes van die volk weg, van die gelowiges. Vat hy dit weg. Hy dra daar in die woestyn in. En daai bok het hulle aan die tempel se deur het hulle 'n lappie gevat, né? Want dan hy was letterlik so skaarlakenrooi, né? En dan as daai bok aanvaar is, daai offer deur die Here, dan het daar was aan die bok was daar ook so 'n lappie, presies dieselfde, daai skaarlakenrooi lap. Dan word daai lappie spierwit soos sneeu, soos wit soos wol. Want dis mos wat die Here sê deur die profeet, kom na my toe, dat ons dit kan uitmaak of uitredeneer, al was jou sonde so skarlakenrooi, sal dit word soos sneeu. Nou daai was nog altyd so aanvaar, as hulle dit gedoen het soos wat die Here dit voorgeskryf. Maar vandat Jesus gesterf het aan die kruis, letterlik vir daai, onthou was mos Pasga, toe gaan ons deur al die feeste, toe hulle by daai eerste dag van versoening, vir daai volgende 40 jaar, as hulle daai bok, daai skarlakenrooi lappie aan hom het, en dan aan die tempel se deur, daai lappie, selfe lappie sit, dan was daai offer nie aanvaar, dan was daai offer nie aanvaar nie, en dit bly so rooi, skarlaken. En dit het die Joodse rabbies baie ontstel, want hulle het besef, hier's groot fout. Die Here aanvaar nie meer hulle offers nie. En so hulle het vir 40 jaar het hulle agtergekom, dan kom daai bok terug ook, want hy moet mos nooit terugkom nie, hy moet ons in die woestyn bly, maar die sonde mos nou daar hou. Dan kom daai bok terug. Dat hulle later so desperaat was, later jare, dat hulle daai bok ingeloop het in die woestyn en hom by 'n kraans gaan afgooi, dat hy nou doodval en dat hy nou nie weer terug kan kom met hulle sondes. So, dit was vir my nogal interessant. Ek bedoel, ek sit by myself en dink, hierdie mense nie dink, hoorie, maar ons moet nou gaan uitvind, wanneer het hierdie nou, dis mos alles opgeteken, wanneer het dit die eerste keer, dit was met Jesus se kruisiging, miskien het ons het iets regtig gebeur in die geestelike realm. Wat het gebeur? Hulle moes 'n bietjie ondersoek instel, maar ek dink hulle was so, maar in elk geval so, vir 40 jaar het dit gebeur, en toe kom die verwoesting van die tempel. Julle weet, in 70 AD, toe na Christus, toe die jaar 70 na Christus, toe die keiser moes opdrag gegee en toe hulle moes die tempel basies verwoes. Hy is letterlik gebrand, en die goud het gesmelt, en hulle het letterlik, die goud het moes in die klippe ingegaan, en toe het hulle letterlik elke steen van die tempel opgelig om die goud uit te kry, die Romeine, sodat hulle daai goud kan vat. So dit is hierdie profesie wat Jesus gesê, daar gaan nie een klip op die ander gelos word. Elke klip gaan letterlik van daai tempel gaan verwyder word, sodat hulle, want dit was om die goud mos af te kry. Maar die disippels het geskrik, want hulle soos hulle, wanneer gaan hierdie dinge wees? Wat is die teken van die koms en die volëinding van die wêreld? So dis daai 3 goed wat hulle wil weet. Wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Die tempel nou verwoes word? Wanneer is die teken van die koms? Wanneer kom hy weer? En die derde ding wat hulle wil weet is, wanneer is dit die einde van die wêreld? Wanneer is dit klaar? Tyd verby. So daar's 3 goed. Nou hy antwoord al 3 die vrae in die hele hoofstuk, maar mense moet nou net seker maak dat die mense deur die Heilige Gees onderskei wanneer hy elkeen antwoord. Okay. So Jesus antwoord hulle, en wat vir my amazing is, ek weet nie of julle dit al raak gesien het nie, wat is die heel eerste ding waarteen hy waarsku? So hulle vir hom vra, wat gaan die tekens wees van die tyd? Die heel eerste ding wat hy vir hulle sê is, pas op dat niemand julle mislei nie. Ek weet nie of julle dit sien nie, maar daar is geweldig baie misleiding. Veral nou in die laaste dae.
Ons wat nou baie met verskillende denominasies te doen kry, pastore te doen kry. Ek bedoel, ek het nou al gekry dat pastore doen op mense spyt en vir hulle daardeur probeer genesing met doen. Ons het al gekry dat pastore slange vir die mense voer om te eet. En dit is nou Christen kerke. En vir hulle dan sê dit proe so sjokolade en hulle eet dit en die mense sê dit proe reg so sjokolade en dan eet hulle slang. Dit is jy kan nie glo hoe sterk die misleiding daar is. En dis hoekom ons moet elke dag net bid en sê Here help ons. Want die Here se belofte is onthou, een van die rolle van die Heilige Gees is dat die Heilige Gees gaan ons in die volle waarheid inlei. So, dat is nie mislei word nie. Onthou, dis belangrik dat ons hierdie goed besef. Ja, ons het al te doen gekry ook met 'n ou wat na my toe gekom het eendag en hy sê vir my nee, al die Bybels is verkeerd, reg oor die aarde. Die Here het vir hom nou die regte vertaling gegee. So al die ander vertalings moet ons weggooi. Hy het die enigste vertaling wat reg is. Nou ek gaan nie name noem nie, maar dis so 'n groen boek. Maar ek noem dit maar net so dat julle weet daar is misleiding daar buite. As 'n ou vir jou sê hy het die volle waarheid met jou hardloop. Of as hy sê hy is by die perfekte kerk, dan moet jy net nie daar aansluit nie, want dan is dit nie meer perfek nie, want ons is nie. Maar afval, kom ons gaan aan. Ons kan vir ure daaroor praat. So, toe sê hy, want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus. So baie mense erken Jesus. As mense sê Jesus is die Here of Jesus is die Christus, dit beteken nie dat hulle gelowiges is nie. By the way. So moenie net elke ou glo hy's 'n regte Christen as hy sê hy's 'n Christen. Kyk, noem dit maar net vir jou. Ons het al met baie snaaks te doen gekry. Ou wat weet nie hoeveel jaar geleer het en jy weet soos hy's 'n leraar en alles, maar toe ek hom konfronteer en vir hom sê maar dra die vrugte van bekering, toe was sy woorde, maar ons kan steel, ons kan mense doodmaak, ons kan allerlei dinge doen, dis reg. Ek is soos nee. Dit is nie reg. So jy kry dit. So ek wil julle maar net waarsku. Jesus het gesê dit kom en dit is hier, ons sien dit. Daar is soveel misleiding. Ek kan julle vir ure daarmee besig, ek gaan julle nie daarmee besig hou nie. En daar staan hulle kom in Jesus se naam en dan sê en hulle sal baie mense mislei. Ons sien dit. As letterlik miljoene mense mislei. Wat mense volg en nie Jesus volg. Julle verstaan wat daar's 'n verskil. Want jy kan in 'n kerk sit, jy kan wat hulle sê Jesus en hulle sê hulle is Christene, maar hulle het nie 'n verhouding met Jesus nie. Hulle is vas aan die ou wat daar voor sit of op die preekstoel is. Hulle ken nie die Here nie. En dit is die verkeerdste ding wat jy kan doen. So as ek mense na die Here te lei, ek maak hulle vas in Jesus. Hulle moet nie aan my vas wees nie. Hulle moet nie na my toe kyk of aan my afhanklik wees nie. Hulle moet afhanklik wees van Jesus. Verstaan julle my? Daar's 'n verskil. So hoor wat sê Jesus hierso. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Nou die van ons wat nou ouer is, onthou die Eerste Wêreldoorlog, die Tweede Wêreldoorlog. Dit was 'n rof. Oorloë. Was altyd maar nog oorloë, maar ek dink nou in die laaste dae, die laaste paar jaar, is daar soveel oorlog nou reg oor die wêreld. Dis amper soos 'n derde wêreldoorlog. Waar die hele wêreld in oorlog is. Maar so ek noem dit maar net, die goed is hier, ons kan dit sien. Hy sê moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar dis nog nie die einde nie. So ons weet, dis nog nie heeltemal by die einde nie. Want hy sê een nasie sal teen die ander opstaan en een koninkryk teen die ander. Daar sal hongersnote wees, pessiektes, dit het ons gesien, hongersnood het ons gesien, aardbewings op verskillende plekke. En ek wil vir julle sê, vir al die laaste 10 jaar, gaan kyk 'n bietjie. Die hoeveelheid groot
aardbewings gaan net so op, eksponensieel. Dit is asof die hele aarde, dis soos 'n swanger vrou wat, jy weet, wanneer daai kontraksies kom, hulle kom alhou, wanneer die geboorte nader kom, dan kom hulle later so op mekaar. En toe dan kom die kind. Nou dis dieselfde met, Jesus het dit vergelyk ook met soos 'n vrou wat swanger is. In die begin is dit net, soos aardbewings is net, daar was net hier en daar, so miskien 2 of 3 per 100 jaar, wat dit groot aardbewings is, wat mense regtig ag en hoor op die Richterskaal is. Maar, as jy kyk, die laaste 10 jaar is daar letterlik honderde vandag. So dis asof alles eksponensieel toeneem op verskillende plekke. En ons sien dit reg oor die aarde. Maar hy sê al hierdie dinge is nie die begin van smarte. Mens wil nie altyd dit hoor. Want daar is baie smart op die aarde. Ons sien, ons kan dit daagliks doen met stikkende, gebroke mense wat letterlik alles verloor het of geliefdes verloor het of wat ook al. So daar's baie geliefdes vermoor is, wat ook al. Geweldige trauma. Hy sê, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En dis vir sy disippels wat hy dit sê. Nou, ons het, van die begin af was daar verdrukking, en mense was doodgemaak, gelowiges, disippels van Jesus. En hy sê so, julle sal deur al die nasies gehaat word, terwille van my naam. En ons is nou op 'n punt waar letterlik al die nasies, jy kan kyk na selfs groot lande soos Amerika, Suid-Afrika, hulle haat letterlik die Christene, die wat regtig, dis asof die wêreld op 'n punt gekom het waar hulle, al die nasies haat regtig Jesus se volgelinge, die Christene. En ons sien dit. So, dis hoekom ek sê altyd, waar ek met mense praat, die Skepper van hemel en aarde het sy lewe neergelê vir ons. Is ons bereid om ons lewe neer te lê, ons geloof in hom. Dis iets wat jy in jou verstand moet opmaak, voordat jy op daai, jy weet, in 'n looppas kyk, of iemand jou sê, as jy nie nou Jesus verloon nie, dan sny jy keel af. Jy moet klaar jou mind opmaak nou, wat gaan jou antwoord wees vir daai persoon? Jy moet nie nog op daai oomblik sê, nee, wag, ek is nou glad nie voorberei vir dit. Ons moet nou, dis hoekom Jesus het vir ons gesê het, sodat ons kan weet, ons moet bereid wees om ons lewe op neer te lê vir hom. Dis dat hy vir ons gewaarsku het. Hulle gaan deur al die nasies gehaat word. En dan sê hy, en dan sal baie tot struikeling gebring word. En mekaar verraai en mekaar haat. En dit sien ons. Hy sê baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Dit sien ons. Valse profete in die orde van die dag. Maar ons kry te doen met mense wat leraars is, wat hulle sê hulle is profete. Dan profeteer hulle vir mense. Vir 'n man byvoorbeeld, jy gaan swanger word en dit gaan 'n seun wees. En dan is dit 'n meisiekind. Dan het die Gees van God nie gepraat nie, verstaan julle? Dan is dit net goed wat hy uitgedink het. En dan breek hy daai man se geloof, want daai man het nou regtig geglo hierdie is 'n man van God. Mense besef nie die skade wat hulle aan mense doen nie. So, Jesus het gesê, daar gaan baie valse profete wees, pas op. En dan sê hy, omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van meeste verkoel. Nou daai woord ongeregtigheid, as jy gaan kyk in die Grieks, dan beteken dit letterlik wetteloosheid. Omdat die wetteloosheid vermeerder, gaan die liefde van baie verkoel. Nou wat is God? God is liefde. Sy woord is liefde. Om sy instruksies, wat hy vir ons sê om te doen, wat hy vir ons gegee het, is liefde. Dis hoe ons hom liefhet en ons naaste liefhet. OK? Dis baie interessant. Hierdie is maar nou net 'n bonus, ek gaan dit vir julle ingooi. Vat byvoorbeeld die 10 gebooie van God. Wat vir alle mense is, want hy het dit gesê vir Moses, ek maak hierdie verbond nie net met
Die mense wat hier is nie, maar ook met almal wat nie daar is nie. Ek was nog nie daar nie, so ek weet, jy was ook nie daar nie, so dis 10 teenoor vir my en jou ook. Maar die eerste 4 gebooie gaan oor God. Jy mag nie ander gode hê nie. Jy mag nie, jy weet, die Here voor ander gode neerbuig nie en hulle aanbid nie. Jy mag nie die Here se naam misbruik, uitlik gebruik, en jy moet sy heilige rusdag hou. Daai eerste 4, dit is liefde vir God. Dis hoe ek hom lief het. As ek voor ander gode neerbuig, dan wys ek mos ek is nie lief vir hom, want ek het ander gode. Dis liefde. Nou dieselfde met die laaste, kom ons vir die laaste 6 gooi. Dis die liefde tot ons naaste. Omdat ek my naaste liefhet, gaan ek hom nie doodmaak nie. Omdat ek my naaste liefhet, gaan ek nie vir hulle lieg nie. Omdat my naaste liefhet, gaan ek nie my vrou verneem, egbreek pleeg nie. Verstaan jy? Omdat ek my naaste liefhet, gaan ek nie sy goed begeer en wil steel by hom. Verstaan julle? Daai alles dit gaan oor, so dis liefde vir God en liefde. En Jesus het gesê aan daai twee, om God lief te hê en om jou naaste lief te hê, hang al die gebooie en die profete, hang dan. Dit bly dan. Want dit verduidelik vir jou hoe om God lief te hê, hoe om jou naaste lief te hê. So dit is hoekom ons nou daar is. Die hele wêreld, die wetteloosheid het so toegeneem, mense maak mekaar moord. Dit is aan die orde van die dag, geweld is aan die orde van die dag. Ek het nou die dag jy weet, van die groepe wat ek ook betrokke is, gesien hoe hulle letterlik 'n man se keel afsny. In die straat, dat die bloed loop, soos wat jy 'n dier slag. Nou genadiglik het ek nie verder gekyk nie, maar dit wys net vir jou hoe die geweld toegeneem het nou. Daar's nie liefde vir mekaar nie, daar's nie liefde vir jou naaste nie. Ek sien dit nie meer. En dis wat Jesus gesê het gaan gebeur. Maar hoor wat sê Jesus, hier is die belofte. Wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. So ons moet volhard in die liefde en om gehoorsaam te wees aan hom tot die einde toe en daardeur gaan ons gered word. Hierdie sê vir my baie duidelik, dis nie one save, always save. Verstaan julle? Jy moet vashou aan die Here. Jy moet getrou bly. Ons gaan nou, aan die einde gaan ons dit baie mooi sien. Want Jesus kom terug daarna toe. Nou sê hy, hoor hierso. Hierdie evangelie, dis nou een van die tekens, né? Hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. So dis nie die evangelie, net die evangelie nie, dis die evangelie van die koninkryk. Daar's 'n verskil. Wat 'n koninkryk? God se koninkryk. Nou jy kan so 'n bietjie gaan navorsing doen daaroor, maar as jy reg deur die Bybel gaan, God se koninkryk was nog altyd, ek gaan dit net noem, dan kan julle, ons kan bietjie, ek dink as mense moet 'n dieper studie daaroor gaan doen, maar dis regtig belangrik hierdie. Wat is God se koninkryk? Dis sy heerskappy. Toe God vir Adam gemaak het en Eva het hulle gesondig. Paradys was verlore. Toe gaan God en hy soek 'n man waardeur hy kan werk op die aarde en hy kry vir Abraham, ons vader in die geloof. Abraham en toe sy seun Isak en toe sy seun Jakob wat toe Israel gekom het. Daai is die aardsvaders wat hy toe gekies het om daardeur kon God self kom. Jesus kon later gebore word uit Israel se seun Juda, die stam van Juda. Julle weet hy's mos die leeu van die stam van Juda. Jesus. Nou daai in die tyd van Dawid, koning Dawid, was die koninkryk van God was verdeel onder die 10 stamme Israel. En Dawid was gehoorsaam en hy toe mos vir die Here gesê hy wil 'n tempel bou, 'n plek van aanbidding vir die Here, en die Here sê nee, Johannes te vol bloed, jy kan Salomo jou seun sal die tempel bou vir my. Salomo het hom gebou, maar Salomo het toe so begin verkeerd en hy lees nie die woord nie en hy begin besig raak met vroumense en op die einde het hy 1000 vrouens, maar dis heidene, meeste van hulle. En op die einde draai hulle sy hart weg van die Here af na afgode toe. En daar is die koninkryk verloor. Nou ek weet nie of julle al in julle Bybels raak gelees het nie, hierdie is nou soos 'n nugget. Ek noem dit 'n nugget.
of 'n stuk vleis. Die woord sê ons moet nie net melk drink nie, ons moet die vleis van die woord ook kan vat. Nou toe Salomo gaan sit het op die troon, wat staan in die Bybel? Ek kan vir julle die verse gee, maar ek het dit nou nie op nie, maar ek ervaar die Heilige Gees lei my nou om net te noem, sodat julle weet. Toe Dawid vir Salomo die troon gee, toe staan daar in die Bybel, dis in Kronieke dink ek, so 'n bietjie gaan kyk, ons kan die vers vir julle gee. Maar in die Bybel staan daar, en toe Salomo gaan sit het, op sy troon, toe staan daar, en hy gaan sit op die troon van die Here, God. So sy troon was nog altyd, hy wil heers in die aarde, omdat hy heers in die hemel, hy het 'n troon in die hemel, maar hy wil ook heers op die aarde deur 'n man van God. Julle verstaan wat ek bedoel, né? So sy heerskappy wil hy moet kom, sy koninkryk moet kom. En in Salomo was dit letterlik, Salomo het oor omtrent die hele aarde geheers. Maar toe het Salomo gesondig, weggedraai van God, en toe word die koninkryk verdeel. Die noordelike koninkryk, wat 10 stamme was, en die suidelike koninkryk, wat 2 stamme was. Maar toe is die koninkryk basies verdeeld, en wat het Jesus gesê? 'n Koninkryk wat verdeeld is teen homself sal nie staan nie. En dis hoekom die evangelie, die goeie nuus. Wat is die evangelie, die goeie nuus van die koninkryk? Wat het Jesus gekom? Die profete almal, jy kan gaan kyk dan, Hosea die profeet, al die profete praat daarvan, Jeremia, Jesaja, hulle almal praat van die 2 huise, die huis van Israel, wat die 10 stamme is, die noordelike, en die huis van Juda, die 2 stamme, Juda en Benjamin, wat hy weer gaan verenig, die 12 stamme wil hy verenig, dis wat die Messias, Jesus Christus, dis wat hy moes doen, sy werk is om die 2 huise weer een te maak, die koninkryk weer te verenig. Dit is die goeie nuus. Jesus het gekom om weer die koninkryk te herstel. Onthou toe Jesus uit die ek weet nie of julle daar gelees het nie. Toe hy opgestaan het uit die dood uit, toe staan hy mos op die berg, Olyfberg. Kan julle dit onthou? Toe vra sy disippels vir hom, gaan jy nou die koninkryk herstel vir Israel? Wat is sy woorde? Nee. Hierdie tekens of hierdie goed wat is in die mag van die Vader. Dis nie vir julle om nou hierdie goed te besef nie, dit sal later uitkom. Julle sal later dit verstaan. Julle gaan nie nou verstaan nie, maar gaan later wel verstaan. Want hy het geweet die tempel moet eers verwoes word en die suidelike koninkryk, die huis van Juda moet ook verstrooi word. Hulle moet letterlik in al die nasies ingaan en dan gaan hy weer deur die evangelie van die koninkryk almal weer verenig wat in Jesus Christus glo, sodat hulle een kan wees. Né? Die Jode sowel as die heidene kan dan een word in Jesus. Paulus het daaroor geskryf, ook julle weet. Nou dis die evangelie van die koninkryk moet verkondig word die hele wêreld tot 'n getuienis. Wat beteken tot 'n getuienis? Die uitstorting van die Heilige Gees, die krag wat saam met dit gaan. Soos wat ons vir mense bedien, die evangelie verkondig, sien ons hoe siekes genees, hoe blinde oë oopgaan, hoe dowe ore hoor, duiwels uitgedryf word, malaatses reinig, mense wat van vigs geleid, positief getoets is, bid ons, na die tyd gaan toets hulle weer, dan is hulle negatief. So mense genees, maar dit is die getuienis, dis die kragte waarvan Jesus gepraat het. En daar hy bevestig sy woord, Markus 16, soos wat ons geloof gaan en gaan vir mense verkondig van die Here, dan bevestig hy sy woord met die kragte waarvan hy gepraat het, tekens, wonders en tekens. Dan sê hy, so hierdie moet gebeur, né? En dis wat nou gebeur. Julle weet dit word verkondig reg oor die aarde. Sal mense wat regtig in die krag van die Heilige Gees beweeg en mense sien genees. Mense word aangeraak deur die Here en dan sal die einde kom, sê die Here. So ons weet nou die einde kom. En as mense nou verder gaan, dan raak die tekens al hoe meer en dit gaan in vervulling. Hy sê so, wanneer julle dan die gruwel van verwoesting waarvan gespreek word deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, dat hy wat lees oplet, dan die wat in Judea is, moet dan na die berge toe vlug, wie op die dak is, moet nie afkom nie, wie uit sy huis uit weg te neem nie, en wie op die land is, moet dan nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar weer die vroue wat swanger is in daardie dae, en wat soog in daardie dae.
en bid dat julle vlug nie in die winter is of op die Sabbat is. Want dan sal daar groot verdrukking wees. Nou, hierdie het glo ek het begin in vervulling gaan toe hulle die Romeine soldate die 70 na Christus 40 jaar na Jesus se opstanding en uit die dood en opvaar in die hemel, toe het hulle mos die hele Jerusalem omsingel, die Romeinse soldate, en hulle het gesê, wanneer julle hierdie goed sien, dan moet julle vlug. En daar was die gelowiges, Jesus se disippels wat hierdie onthou het, sy woorde, het gevlug en hulle het uitgekom betyds, maar die wat nie hierdie onthou het of wat nie geweet het van die nie, het letterlik doodgegaan. Dit met hulle lewens gedoen. En dit is wanneer die groot verdrukking op begin. En ek moet sê, maar Jesus sê, maar dit was baie erg. Die mense was letterlik, soos ek sê, vir die leeu se gooi, hulle was brutaal vermoor. Maar Jesus sê, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar nog van die begin van die wêreld of tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daar nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes, die gelowiges sal hierdie dae verkort word. So ons, ek weet nie of julle voel dat die dae korter word nie, maar het voel vir my asof tyd net vinnig gaan. Dit voel net vir my asof, ek weet nie of ek dit nou net 'n kop ding is of wat is dit nie, maar dit voel vir my letterlik asof 'n jaar ook. Ek bedoel, voel vir my as ons nou die nog in Januarie en nou is al einde Augustus. So die tyd gaan letterlik net so verby. Dis asof die dae letterlik verkort is. Maar die Here doen dit terwille van ons wat die uitverkorenes is. Nou sê hy so, as iemand nou vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moenie dit glo nie. En ongelukkig is daar baie mense wat vandag, selfs hier in Limpopo is daar 'n man wat glo hy is Jesus. Hulle verkondig dit so. En hy het miljoene mense wat hom aanhang. Wat elke jaar opgaan en gaan offers bring vir hom, en ek weet nie wat alles nie. Dis skokkend. En hulle, so, as hulle, moenie glo dat, wat Jesus hierso sê is, moenie glo as hulle sê, Jesus is daar, of as jy 'n beeld sien of iets, want hulle kan al, ek weet nie of hulle dit weet nie, nou as tegnologie dat hulle letterlik 'n beeld in die lig kan sit, wat jy kan sien. So moenie eers dit glo nie, want wat sê Jesus? Moenie dit glo nie, daar sal baie valse Christusse wees, vals profete, hulle gaan groot wonders en tekens doen, en dit sien ons. As dit moontlik is, sal hulle ook die uitverkorenes mislei. So ons moet letterlik so in die Here wees, en in sy woord wees, en in die Heilige Gees wees, dat hierdie goed ons nie gaan mislei nie. Dis al hoe ek het sien. En sê hy so, kyk, ek het julle dit vooruit gesê, dat as hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie gaan nie, hy is in die binnekamer, moenie daar ingaan nie, want dis hoe Jesus sê, gaan sy koms wees, en dit is wat julle moet vashou. Dis soos weerlig wat uit die ooste slaan, regdeur tot in die weste. So, dis letterlik asof daai weerlig die hele hemel gaan oopkloof. Dit gaan so groot wees, geen vyand kan dit vir jou soos 'n vertoning maak. Dis net God self wat dit kan doen, om 'n weerlig te laat slaan van die ooste se ver wat jy kan sien regdeur tot in die weste. Okay, so as daai kom, dan weet jy, dit is nou Jesus se koms is nou hier. So dit gaan groot wees. Almal gaan dit sien. En ons gaan nou sien ook wat sê hy. Hy sê so, en dan na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie meer gee nie, die sterre sal van die hemel val. So, wat is dit nog wat ons na moet kyk? Die son gaan verduister. Die wat sonpanele het, sorry ouens. Ek kan dit steeds nie krag nie. Die son gaan nie meer skyn nie, die maan gaan nie meer skyn nie, die sterre gaan van die hemel afval. Wow, dit klink grof. Maar dit kom. Hy sê die kragte van die hemel sal geskit word. En dan sê hy, dan sal die teken van die seun van die mens, Jesus, in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf oor die seun van die mens, wanneer hulle hom sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met
harde trompetgeluid, onthou wat ek julle gesê, dis sy feestydde. Hierdie is met die fees van trompette, glo ek, gaan dit met aangekondig word. En dis by the way ook, wat noem hulle daai dag in Hebreëus? Dis die dag en uur wat niemand van weet nie. Want dit gaan oor 2 dae, so jy weet nie die dag nie. Jy moet kyk vir die maan, want dan moet 'n sekelmaan vorm en dan weet jy dis die nuwe maan. Die nuwe maand. Basies wat aangebreek het. Die eerste dag, want dit is wat hulle dan daai ramshorings en dan blaas hulle die ramshorings. Dit sal met 'n trompetgeluid wees en dan sal hy en hoor wat sê hy dan en hulle, dis nou sy engele, sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel tot aan die ander einde daarvan. So, jy moenie bekommer oor gaan dit mis, ek gaan dit nie sien, jy sit miskien binne die huis. Hy sê sy engele gaan jou kom haal. Jy moenie bekommer. Hulle weet presies. Want ek glo ons is almal gemerk met sy merk, sy naam op ons voorkom en in ons regterhand. Want onthou, Jesus het 'n merk vir sy mense, maar die duiwel het ook, die antichrist het ook 'n merk van die dier wat hulle dit doen. Maar is maar nou net dat julle weer daarvan. Nou sê hy hierso vers 32, die leer van die vyeboom, hierdie gelykenis, né? Wanneer sy tak al sag word en die blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So moet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, nie sommige van hierdie dinge nie, en ek glo letterlik ons sien al hierdie dinge. So ons moet reg wees, mense. Dis die boodskap wat die Here oggend op my hart gelê het. Ons sien al hierdie goed, so wanneer julle hierdie dinge sien, dan sê hy, dis dit naby, dis voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Ons het hierdie mos vanoggend eers gelees, toe ons gebid het. Maar hierso wat sê hy, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engel van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Net soos die dae van Noag. Dis die vergelyking wat hy vir ons gee. Wat het gebeur in die dae van Noag? Goddeloosheid. Hulle was, die aarde was, jy gaan lees Genesis 6. Dit klink soos vandag se koerantopskrifte. En die mense se hart was net boos aanhoudend. En alle goed wat hulle in hulle harte gedink het, was net boos die hele tyd. En dan staan, en die aarde was gevul met die geweld. Wat sien ons? Geweld. Die hele aarde is vol geweld. So dis letterlik, ons is nou in die dae van Noag, maar wat het nog in die dae van Noag gebeur? Net vir die wat nou nie weet nie. In die dae van Noag het hulle ook die DNA van die mens en die dier gemeng, van die mense, die diere ook gemeng. Dis wat hulle ook die Nephilim gekry. Julle het seker al gehoor van die Nephilim, die reuse, dis waar hulle DNA gemeng het, wat is nie met men nie. Wat is aan die orde van die dag vandag? Hulle is besig om die DNA van die plante alles te verander. Die kos wat ons eet, die mielies, dat hulle harder kan word, hulle meer gehard is, van die diere, met al die goed wat hulle doen, waarmee hulle die diere inspuit, waarmee hulle, al die goed, die mense se DNA wil hulle verander. Hoekom? Want as hulle die mense DNA kan verander, nou hierdie is die tempel van God. As ek die tempel so bietjie kan anders wees, dat hy nie meer soos, dan is dit nie meer God se tempel. Dan kan 'n ander gees mos nou inkom. Dink 'n bietjie daaroor. As jy die DNA verander van iemand, dan is hy mos nie meer dieselfde nie. Nou dis presies wat gebeur het in die dae van Noag. So toe die skepper van die hemel en aarde, Jesus Christus, dit gesê het, het hy presies geweet wat aan die orde van die dag is. Dis hoekom hy ingegryp het, by the way. Want dit het so erg geraak dat hy moes letterlik die hele aarde verwoes met water. En Peter skryf daaroor dat met die tweede keer wat hy nou die aarde gaan verwoes, gaan dit wees met vuur. Ek gaan lees dit. So dit is, ons word ook
Daar's 'n beeld wat deurtrek. Ons word ook wanneer ons Jesus aanneem, moet ons gedoop word. Ons word van water skoon gewas. En dan ontvang ons die vuur van die Heilige Gees. So is letterlik, dis hoekom hy die aarde ook gaan hernie weer met vuur. Hy het eers met water gedoen, die dae van Noag, maar nou gaan hy dit doen met vuur. Nou luister wat sê hy. Soos die dae van Noag gaan dit wees soos die gaan so ook die koms van die seun van die mens wees, Jesus. Want net soos hulle in daardie dae voor die sonvloed, het geëet, gedrink, getrou, in die huwelik gegee, tot op die dag Noag in die ark gegaan het, en hulle het nie verstaan nie voordat die sonvloed gekom het, en almal weggevoer is en verwoes was, doodgemaak is. So ook sal die kom van die seun van die mens wees. 2 op die land wees, een sal aangeneem word, ander een verlaat word. 2 vroue, by die meel, een sal aangeneem word, ander een verlaat word. Waak dan, omdat julle nie weet wat uur julle Here kom. Baie belangrik. Verder nou van die wegrol, wat is dit nou dit wat ons sit nou met wegrol? Baie broers, ek glo, kyk, die Bybel leer vir ons, die Here gaan ons uit daai goed uit bewaar, soos wat hy vir Noag bewaar het, soos wat hy vir Lot ook uitgevat het, voordat alles verwoes is. So ons as gelowiges kan vashou in daai, wat hy vir ons gaan, die engele gaan stuur, om ons by mekaar te maak, sodat ons nie die oordeel kan kry. Nou praat ek ook van 'n 7 jaar terug die tribulation. Dis wanneer jy op sy raak die aarde gaan soos. Ja, kyk, maar wat jy praat ook is dit as van die 7 jaar verdruk. Ja, kyk, ja, kyk, verdrukking het ons van die begin af. Onthou, Jesus het gesê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. So ons gaan vervolging hê, ons gaan verdrukking hê in die wêreld. Maar dan kom 'n tyd van groot verdrukking, wat die Christendom gaan, die gelowiges gaan, letterlik, soos wat hulle in die begin was ook, met hulle lewens baie van hom. Maar ek glo soos jy sê, ek glo dit, die Here gaan, hy het vir Noag bewaar, toe sy oordeele gekom het, hy het vir Lot uit Sodom en Gomorra uitgevat, sommer aan die hand, die engele het hom sommer so aan die hand gevat, kom, die dogters ook, so, ons weet, ons kan vashou in daai beloftes, en dit is waarna ons gaan vashou. Hy sê so, maar weet dit, en dit is waarmee ek, ja, dit is belangrik hierdie, weet dit, as die huisheer weet watter nag waak die dief sou kom, sou hy gewaak het, en nie toegelaat word dat sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle gereed wees. Ons moet leef elke dag in sy liefde. Liefde teenoor hom en liefde teenoor mekaar. Dis baie belangrik hierdie. Want dit is wat ek reg hierdie woord kry, van die begin tot die einde. Genesis tot Openbaring. Hy sê, bly in my. Want dan gaan ons die regte vrugte dra, liefde. Nie mekaar haat, nie mekaar doodmaak en so aan. Hy sê so, daarom moet julle gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur wat julle nie verwag nie. Dit is belangrik. Hy sê so, wie is dan die getroue en verstandige diensknegt? Nou ek weet nie van julle nie, maar ek wil daai een wees. Die getroue, die verstandige diensknegt, wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het. Die Here het vir my 'n werk gegee om hulle voedsel op die tyd te gee. So ek gee woord, soos wat ek vandag vir julle woord bring. Ek gee vir hulle woord. Ek gee vir julle kos, geestelike kos. Hoor jy so wat sê hy, gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal wees. So dis waarmee ek myself op besig. Om ander lief te hê, en vir die skaap kos te gee. Amen. Maar, hoor jy wat sê hy? Hoor jy wat sê hy? Voorwaar ek sal daai ene, né? Hy sal daai diensknegt oor al sy besittings aanstel. En dit is wat ek wil hê. Nou hoor wat sê hy, wat is die ander opsie? Maar as daai slegte diensknegt in sy hart sê, my Here tel hom om te kom. Dis wat ek vandag sien. Baie gelowiges, Christene, dierbare mense, wat besluit het, maar die Here vat te lank om terug te kom.
Hy tel hom om te kom. En hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink. Hoor jy wat sê hy? Dan sal die heer van die diensknegt kom op 'n dag wat hy dit nie verwag nie. En op 'n uur wat hy dit nie weet nie. En hy sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die geveinstes en daar sal 'n geween en geknars van tande wees. Dit is wat, hoekom ek sê, ons as diensknegte, né? As seuns en dogters van die Allerhoogste moet getrou bly en verstandig bly. Hoe doen ons dit? Deur te doen wat hy vir ons gesê het om te doen. Wat het hy gesê? Gaan maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Dit is wat ons elkeen se opdrag is. Ons moet ander mense vertel van die Here. Ons moet leef in liefde teenoor hom, maar ook teenoor ons naaste. Dan is jy 'n verstandige en 'n getroue diensknegt. Maar daar is slegte diensknegte. Hulle mag dalk goed begin nie. Maar toe besluit hulle, ag nee, want die Here tel hom om te kom. Dat ek maar so 'n bietjie begin om die mense te slaan. En in haat teenoor mekaar te leef. Hulle af te knou. Hulle te beledig. Die Here sê, wanneer hy kom, gaan daai nie weet wanneer dit kom nie. En dan gaan 'n geween en 'n geknars van tande wees. Mag ons almal getrou bly, verstandig bly as gelowiges. Want in Openbaring 1, en dit waarmee ons gaan afsluit in volgende een, Openbaring 1 vers 7 sê hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Dis hoekom ek sê, dit gaan nie iets wees wat sommer net so in die geheim gedoen word nie. Die woord is baie duidelik, elke oog gaan hom sien. Ons moet net vashou en getrou bly aan sy woord. Hy wil ons vind dat ons besig is om mense te leer van hom en mense lief te hê en hom lief te hê. Hy sê so, elke oog gaan hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Kom Here Jesus, né? En dan daai selfe hoofstuk, Openbaring 1, 17-18 sê hy, toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy sy regterhand op my gelê en gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste, die laaste, die ewende. Dis Jesus. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Ek sê altyd, hierdie liggaam wat ons nou in bly, is net tydelik. Net tydelik. Ons kyk uit na die belofte van 'n nuwe verheerlikte liggaam. Dis waarna ons moet vashou. Wat het Jesus gesê? Onthou, Jesus is God. Hy het gesê, moenie daai een vrees, die duiwel of mense wat as hulle jou liggaam doodgemaak het, hulle niks verder kan doen. Vrees hom eerder, God wat ons gemaak het, wat nadat hy die liggaam doodgemaak het, die siel in die hel kan gooi. Dus Salomo, hierdie koning wat alles weggegooi het en baie droog gemaak het, aan die einde van sy lewe kom. Wat het hy gesê? The whole duty of man, dit is die hele duty van die mensdom. Vrees God en doen doen sy woord. Dis wat ons moet doen. Okay, so dis wat ek basies vanoggend met julle wil kom deel het. Kom ons bid net saam. Vader, dankie dat ons kan vashou aan die belofte, Here Jesus, dat U is die almagtige God. Ons ewige Vader, wonderbare raadsman. Dankie dat ons kan uitsien na U koms. Help ons om goeie en getroue diensknegte te bly. Dat ons sal bly om U lief te hê, aanhou U lief hê en aanhou om mekaar lief te hê. Dat ons sal wandel in die waarheid, in die woord, en die woord sal doen. Dat ons nie onsself sal mislei deur net hoorders van die woord te wees, maar dat ons sal daders word van die woord. In Jesus Christus naam. Amen. Amen. Mag julle 'n baie geseënde tyd verder hê.